In die wêreld waarin ons leef, is getalle en syfers van ontsaglike belang. Elke ding word getel en gemeet. Miskien daarom dat ons bekommerd word wanneer ons aan die koninkryk van God dink, want dit lyk soms vir ons asof God se koninkryk stemme verloor. Die stemme wat Christus verwerp, so lyk dit vir ons, is baie keer meer as die wat sy boodskap aanneem. En dan begin ons wonder, as Jesus dan werklik koning is, hoekom lyk die koninkryk van God dan so onbenullig in die wêreld? En as die evangelie waar is, hoekom raak almal nie net oortuig daarvan en word gelowiges nie? Maar miskien vra ons die verkeerde vraag. Dalk meet ons God se koninkryk verkeerd. Dalk probeer ons God se koninkryk met 'n meningspeiling meet. In Markus 4 antwoord Jesus ons bekommernis met die gelykenis van die mosterdsaad. Goeienaand, dit is weer my voorreg om vanaand saam met jou die woord van die Here te kan oopmaak en daaruit te lees vir ons huisgodsdiens. Maak jy gerus ook dan jou Bybel oop by Markus 4, vanaf vers 30 tot 32 lees ons. Dit is die gedeelte wat bekend staan as die gelykenis van die mosterdsaadjie. Ek lees dan vir ons uit Markus 4 vanaf vers 30. Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel of met watter gelykenis sal ons dit uitbeeld? Dit is soos 'n mosterdsaadjie. Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorte saad daar in die land, maar as dit eenmaal geplant is, kom dit op en word dit groter as al die tuinplante. Dit kry sulke groot takke dat die voëls in sy skaduwee kom nes maak. Ons lees net so ver. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Vers 30 begin met Jesus wat 2 keer vra hoe die koninkryk van God voorgestel moet word. Watter beeld kan wys hoe God se heerskappy in hierdie wêreld kom? Jesus gee self die antwoord. Hy sê 'n mosterdsaadjie. Die oomblik wanneer daardie saadjie gesaai word, sê vers 31 vir ons, is dit die kleinste van alle saadjies. Dit is nietig, dit lyk nietig wanneer dit in die grond lê, dit lyk na bitter min. Maar dan sê vers 32, kom daar 'n ommekeer. As daardie saadjie opkom, word dit groter as al die tuinplante. Dit maak groot takke, so groot dat voëls in sy skaduwee kan kom nes maak. En dit wil Jesus sê is die beweging van die koninkryk van God. Klein wanneer dit in hierdie wêreld gesaai word, maar verrassend groot in sy uiteinde. In hierdie gelykenis wil Jesus ons nie 'n algemene wysheidsles of lewensles leer dat elke klein droom noodwendig 'n groot einde sal hê nie. Dis gewoon nie waar nie. Nee, hy praat hier oor die koninkryk van God. Hoe onaansienlik hierdie koninkryk aanvanklik in die wêreld mag lyk, maar hoe groot die uiteinde daarvan sal wees. Toe hy daar met die mense gepraat het, moes dit inderdaad wees hoe hulle die koninkryk van God gesien het. Onindrukwekkend, onaanskoulik, selfs nietig. Al wat hulle gesien het van hierdie beloofde koninkryk van God wat sou kom, was 'n onbekende rabbi uit Nasaret, iemand met 'n klein disipelkring wat toenemend teerstand van die skrifgeleerdes ervaar het. Kon dit dan nou werklik God se beloofde koninkryk wees? Vandag struikel ons nie minder oor hoe onaansienlik die koninkryk van God in die wêreld kan lyk nie. Ons tel mense, ons tel stemme, ons pyl menings om te probeer vasstel hoeveel indruk die evangelie maak, hoe sterk die kerk dan ook in die wêreld staan. En dan verloor ons baie keer moed. Of ons besluit, iets wat so onindrukwekkend lyk, kan tog nie waar wees nie, dit kan net nie die moeite werd wees nie. Die evangelie van Markus wys vir ons hoe ver hierdie patroon, hierdie beweging van die evangelie gaan. Die koning word verwerp, hy word gekruisig,
Dit lyk na die einde. En tog word hy juis daar aan die kruis, daar waar hy op sy onmagtigste lyk, die oorwinnaar oor sonde en dood en die magte van die bose. In die graf lyk dit of hy oorwin is, maar dit is daar in die graf waar hy die dood oorwin en waar hy uit die dood opstaan. Die beslissende vraag is daarom nie, hoeveel stemme kry Jesus nie, maar het hy opgestaan? Is hy werklik die Seun van God? Die waarheid van die evangelie, die krag van die koninkryk van God, rus nie op 'n meerderheidsstem of op 'n groot aanhang nie, maar op die woord van die koning, op sy mag, sy trou. Moet daarom nie die mosterdsaadjie miskyk nie. Moenie die krag van God se werk in jou lewe minag nie, selfs wanneer dit onaansienlik lyk, selfs wanneer dit vir jou afwesig lyk. Glo die koning. Sy koninkryk mag nou klein lyk, maar dit sal nie klein bly nie. Sy werk in jou mag dalk nou klein en onaansienlik lyk, maar dit sal groei tot 'n magtige boom wat sal vrug dra in die koninkryk van God. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, ons bely dat ons die waarheid van U woord baie keer meet aan die goedkeuring van mense. As min mense luister, as min mense saamstem, verloor ons baie keer moed en begin ons twyfel. Ons bid dat U ons ongeloof sal vergewe. Dankie Vader dat U koninkryk nie van getalle of 'n meerderheidsstem afhanklik is nie, maar van Jesus Christus wat sy lewe vir sondaars gegee het, wat opgestaan het uit die dood, wat as koning regeer. Vanaand bid ons dan vir elke mens wat saam luister, vir elke huis waar hierdie boodskap gehoor word. Laat die evangelie wat soos 'n mosterdsaadjie gesaai word, deur U Gees ontkiem, Here. Laat dit groei, laat dit vrug dra tot eer van U naam. Gee geloof waar daar ongeloof is en gee nuwe moed waar mense in die geloof moedeloos geword het. Bewaar ook U kerk, Here, dat ons getrou sal bly aan U woord. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. In Jesus Christus se naam. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.